21. Wanneer jy jou huiswerk doen, wil ek natuurlik 'n opskrif sien, het ek al vir jou gesê. Okay, so ek soek 'n opskrif. Wat 'n vraag, wat 'n bladsy in jou notas en dan 'n datum. Ja? Is daar die bladsynommer, die vraag en die datum? Ja. Okay, goed. Nou sê dit vir jou. A en B is 2 trollies wat van dieselfde materiaal gemaak is. Dit is belangrik want dit beteken hulle dieselfde wrywingskoëffisiënt. Hulle massas is onderskeidelik 25 kg en hulle word verbind met 'n onelastiese tou van weggelaatbare massa. Hoekom sê hulle onelastiese tou? Want as die tou kan stretch, dan gaan die spanning verander so hoe hang of hoe ver hulle gerek is. Okay, so julle gaan altyd 'n onelastiese tou hê en altyd van weggelaatbare massa, want anders moet jy die massas van die tou inbereken. A en B bly in 'n rus, bing, 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 Newton se eerste wet. Op 'n growwe horisontale oppervlakte, wanneer 'n horisontale krag van 15 Newton op die trolley B inwerk, die trollies is dus in ewewig. Okay, nou wie van julle se notas is nie oop by die vraag nie? Aanop. Almal sin, die meeste van julle sinne was nie oop gewees nie. En terwyl ek gepraat het, het jy alles ingeneem wat ek gesê het? Nee, want woorde is bietjie moeilik vir meeste van ons. Okay? So jy wil sien, jy wil visualiseer die prentjie. En daarom, dames en here, begin jy met 'n prentjie in jou huiswerk. Okay? So jy gaan trek, jy het ek nog nie eers die eerste vraag gelees nie. Jy begin met, daar's A, daar's 'n tou, daar's B, hier is nie kunstklas nie, hier is nie EGO nie, jy doen dit baie mooi, ag. Ja, jy mag kyk hoe ver hy onthou. En daar is die krag 50 Newton, hierdie is 5, hierdie is 10. Okay, so nou sien ek, okay, yes. Dan, sonder dat ek nog 'n vraag gelees het, wat doen ek volgende? Teken, 'n vrye liggaamsdiagram. Het jy dit gedoen? Okay, so hierso het ek gravitasiekrag in die middelpunt van die aarde, normaalkrag loodreg met die oppervlakte, spanning regs en wrywing in die teenoorgestelde rigting van moontlike beweging, sorry, daai statiese wrywing, want hy beweeg nog nie eens in 'n rus. Hierdie ene het gravitasiekrag na die middelpunt van die aarde, normaalkrag loodreg met die oppervlakte, toegepaste krag regs, spanning in die tou links en statiese wrywing in die teenoorgestelde rigting van moontlike beweging links, parallel met die oppervlakte. Dan highlight ek kragte. Nou het ek 3 kleure highlighters. Hy is in die horisontale vlakke, hulle is in die horisontale vlakke en ek highlight hulle dieselfde kleur. Hoekom? Want as ek hierdie dingetjie regs gaan trek, dan gaan hierdie dingetjie ook regs beweeg. So hierdie horisontale kragte is linked met mekaar. Hoekom as dit 2 voorwerpe is, word dit nie gesien as een nie? Soos wat ek bedoel is soos in hulle is mos nou mekaar vasgemaak. Okay, ek gaan nou jou antwoord hopelik beantwoord. Met die volgende. In die video is gesien dat praat van graad 11 se prakties, maar die toerisme en die vraag moet ek prakties be winter. Ek wou nog 'n message na die klas, want ek wil graag ook sulke prakties doen. Okay, het jy datums, dan kan ek gou vra gaan sê, weet jy nog? Nee. Moet ek gaan kyk wat die datums is ook. Ja. Of dit dan wat hulle hulle skryf het verkies. hulle sê, dis ek maar dit is gewoon 'n bietjie dit moet nie net dood nie. Anders moet jy maar prakties in daar in skool. Nee, as jy nou in 'n ander klas. Dankie. En jy sê jou gedig, hoor. Die boekies het afgeloop. Okay. Ja. Okay. Dan highlight ek hierdie 2 dieselfde kleur. Hoekom? Want as ek hierdie blokkie oplig, dan gaan het gravitasie 'n invloed, né? Nee? Maar ek highlight hierdie 2 'n ander kleur. Hoekom? Hoekom sal ek sulke nonsens aanjaag? Hoekom sal ek die lewe moeilik maak? Waar is my ander trolley? Dink julle juffrou het hom gevat na haar klas toe? Juffrou, ek wil net oor gaan ons nou nommer 5 maak.
Nommer 3. Ons het nog maar 5 woorde gedoen. Oor van julle ander ons sal nog vra. Okay. Goed, so nee, ek dink jy moet hom na klas toe vat vir eksperiment. Okay, goed, so hier hier is nou die ander trolley, né? En ek hak hom nou hier vas. Okay, so hierdie slide nou so. Pak. Okay. Goed. So as die een beweeg hy aan, né? Hierdie is ook 'n trolley. As ek hierdie oplig, dan staan nog. En dis hoekom ek hulle nie as een ding beskou nie. Want as ek hierdie se vertikaal beweeg, gaan hierdie nie noodwendig vertikaal beweeg nie. Obviously tot op 'n sekere punt en dan gaan sy vertikaal as jy nou vas is omhoog oplig. Okay? Maar dis nie te sê as jy nie op en af beweeg dat daar op en af gaan beweeg. So twee voorwerpe beskou jy afsonderlik. Okay. Hulle is baie streng na op einde graad 12. Baie streng daar. Goed. Is jy happy met my antwoord? Alright, so nou het ek gehaal, ek het prentjies geteken, ek het gekyk. Daar's niks wat ek in komponente moet opbreek nie. Alles is loodreg met mekaar. Shap, mieliepap, hier gaan ons. Okay, nou vra hulle vir jou by 3.1. Vra hulle, verduidelik die term ewewig in fisika deur na kragte te verwys. Nou verduidelik sê nie definieer nie. So jy hoef nie woord vir woord te doen nie, maar jy moet die key phrases raak wat hulle sê. Okay. Nou, Sean, wat het jy gesê daarso? 3.1. My Waar weet ek die les begin? Hoe, soos ewewig is 'n definisie wat jy toetsoor geskryf het, oor en oor. Dit was Misha se vraag soos 3 lesse in 'n ry. Wat is ewewig? Jo, ek het gesê ek gaan jou uitgooi, maar dit is die eerste vraag. Moet ek genade hê, moet ek nie genade hê nie? Soek, blaai! Gaan na jou vorige notas toe. Cameron, jy beter Newtons die eerste wet en woorde vir my kan gee, anderste gaan ek uitloop. Ja, asseblief. Voorbeeld sal in sy toestand van beweging of rusvol aard indien hy nie 0 nette krag daarop het. Pragtig, maar jy kan nog steeds 0. Beweging teen 'n konstante snelheid. Okay. Goed. So voorwerp sal in sy toestand van 'n rus of beweging teen 'n konstante snelheid volhard tensy en die 0 netto krag daarop inwerk. Nee? Ja? Okay, obviously jy skryf dit nou mooi uit in woorde. Ek moet net gou kalmeer. Nou vra hulle vir jou, toon deur middel van berekening aan dat die wrywingskoëffisiënt gelyk is aan 0,34. Okay, goed. So hulle wil hê jy moet wys dat die wrywingskoëffisiënt 0,34 is. Nou vra jy vir jouself, waar in hierdie wêreld kry ek die wrywingskoëffisiënt? Daar's 'n formule, Fs is Es maal Fn. Maar nou het jy natuurlik 2 wrywingskoëffisiënte, of nie 2 nie, maar jy gaan dit op 2 maniere kan uitwerk, want hier is wrywing, so hy het 'n wrywingskoëffisiënt, en hier is wrywing, hy het 'n wrywingskoëffisiënt. Yes? Okay, en hulle twee se wrywingskoëffisiënte is dieselfde. Hoekom? Want hulle is van dieselfde materiaal gemaak. Okay. So ek kan of kyk na A of ek kan kyk na B. Waarna het jy gekyk? Ek sommer jou naam ook vergeet. Stefanus Kruiten. Okay, jy mag nie dit doen nie. Okay. En Nadia, waarna het jy gekyk? Ek het gesê
15 kilogram plus 5 kilogram is 15 kilogram. Okay, so jy as een voorwerp beskou, jy mag dit nie doen nie. Okay, so alhoewel julle gedalk heel moontlik by dieselfde antwoorde as ek gaan uitkom, julle mag dit nie doen nie, dit word verkeerd gemerk in 'n toets of eksamen. Okay, nie Juffrou-Markse reëls nie, Suid-Afrikaanse onderwysreëls. Okay, jy het ook as een ding beskou. Okay, enigiemand het nie as een ding beskou nie. Okay, Kylie, sê vir my wat jy gedoen. Vir ek het F net is gelyk aan MA. Okay, vir watter waarna het jy gekyk? Na A of na B? Ek het waarvan praat jy van 'n A en B? Dis is A, hier is B. Ek praat net na A2 as A en B en dan A2. Okay, so jy het nie my vraag geantwoord nie, want ek het gesê wie het hulle apart beskou. So jy kan hulle nie saam beskou nie. Mag nie. Het jy gesê 5 plus 10? Nee. Maar dis wat ek jou nog gevra het, wat sien het jy beskou? Het jy gekyk na A of het jy gekyk na B? Heel eers, waar het jy som begin? Okay. Alright, so jy het gesê A. Wat sê jy toe? F net is gelyk aan MA. Okay. F net is gelyk aan MA. Toe? T is of weet ek regs as positief. Dankie. Ja. En T minus F is gelyk aan MA. Okay. Goed, soos hy het gesê, by A sien ek hulle is in verskillende rigtings, soos hy kies regs as positief, soos hy T minus F, so FS, nee, want dit is statiese verhouding. T minus FS is gelyk aan MLA. Yes, en toe? Toe sê ek T minus FS is gelyk aan 9.805. Ek het die MA eers geprobeer. Okay, daar is jy verkeerd. Want wat is 9.8 is gravitasieversnelling. En wat is die rigting is gravitasieversnelling? Afneempunt van die aarde toe. Nee? Okay, so die fout wat sy gemaak het is 'n fout wat baie kinders maak, wat goed is dat sy dit nou gemaak het. Sy het een van twee foute gemaak. Sy het of gedink daai versnelling is 9,8, wat dit nie is nie, want die ding is in rus, hy's in ewewig. Okay, so die versnelling is actually 0. Of sy het gedink M staan vir FG. Wat is 5 maal met 9,8? Which is nie waar nie. M is net 5 kilogram. As jy gestaan het, is gelyk aan FG, dan sê jy gesê het 5 maal 9,8. Ai, 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 ai. 4, 3. Okay, kom ons vir die ding weer vandag. Okay. Is julle met my? Ja, Sean terwyl ons wag vir goeders, asseblief. Maak dat ek jou nie uitjaag uit die klas uit nie. Probeer is ingestelde metode wat sy resultant gelyk is aan 0. Yes, het julle hom so? Ingestel vektore is in ewewig wanneer hulle resultant gelyk is aan 0. Ja, wie jy? Hoe kan die twee trollies nie as een krag beskou word nie? Hulle altyd word dieselfde rigting getrek. Nee, hoekom mag hulle nie as een ding beskou word nie? Nee, ek weet die antwoord. As jy soos twee trollies het, dan kan jy nog steeds een trollie vat en oplig en dan kan jy nie probeer. Waar jy dan op en af probeer, sonder dat jy dan nie probeer. Wie verstaan jy? Nee. Hulle altyd kan die krag op hulle ingewerk het. Wie verstaan jy? Oh, mens. Okay. Hierdie is 'n trollie. My verlief. En maar die trollie is missie. Hulle is gelink met mekaar met 'n tou. Yes. Sien met my? Okay. So as die een links beweeg, beweeg die ander links. En as die een regs beweeg, beweeg die ander regs. So hulle horisontale kragte is gelink met mekaar. Maar as ek hierdie een oplig, gaan daai een oplig. Nie noodwendig. Ekskuus. Nie noodwendig nie, dankie. Okay, en daarom kan ons hulle nie as een ding beskou nie. Want as hierdie een opgelig word, gaan hierdie nie noodwendig opgelig word nie. So dit is altyd apart beskou. Altyd. Sjoe. Okay. So ek weet nie of julle ekstra klasse ergens anders het of video's kyk of wat ook al nie. Voor 2010
12 kon jy as een ding beskou het. Maar daarna mag jy nie meer nie. Okay, so die reëls van wetenskap verander vir die onderwysdepartement. Okay, ja. Juffrou, kon ons nie by 3.1 net gesê F net is gelyk aan 0 nie? Okay, so jy moet altyd begin met F net is gelyk aan MLA. En dan gaan jy sê, maar omdat die versnelling 0 is, gaan jy dan daai 0 invul. So jou eerste punt gaan vir 'n formule, en dan die tweede punt gaan actually vir daai 0 invul. Maar juffrou, is F net gelyk aan 0 nie Newton se eerste Dit is Newton se eerste wet, as jy hom toepas op die formule. Maar daai F net is gelyk aan 0, gaan kyk op jou dataveld, is nie daarop nie. Jy moet eers sê F net is gelyk aan ML, is dit nie Newton se tweede? Yes. Okay, nog 'n vraag? Okay, goed. So ons is tot en met hier, Kailien, was jy op die regte pad. En toe moet ons sê reg, so ek kyk nou na voorwerp A. F net is gelyk aan MA. Die versnelling is 0. Hoekom? Want hy's in ewewig. Ek het regs gekies as positief, soos die krag regs minus die krag links. Okay. Nou sien ek, maar ek het nie T nie. So ek gaan nou sê T minus Fs is gelyk aan 0, so T is gelyk aan Fs. Yes? Maar ek het nie Fs nie. Ek het nie T nie. Bietjie van 'n probleem. Okay? Maar wat ek wel het is dat Fs is die wrywingskoëffisiënt maal met die normaalkrag. Okay, maar steeds sit ek met 'n onbekende en 'n onbekende. Okay? Nou gaan ek na voorwerp B toe. Okay, F net is gelyk aan M maal A regs as positief. Hoekom? Want hulle word regs getrek, maar hulle beweeg nou nog nie. En vir B het ons FA minus T minus Fs. Nee? So vir B het ons FA minus T minus Fs is gelyk aan M. Is gelyk aan 0. Want weer eens die versnelling is 0. Hoekom? Want dit is in ewewig, hy beweeg nie. Yes? Okay. Het ek FA? Ja, hulle sê vir my dit is 50. Het ek T? Nee. Het ek Fs? Nee. En ek soek om die waarheid te sê die wrywingskoëffisiënt. Is julle met my? Ja? Okay. Goed. Nou het ek ergens, ek seker ek het vir julle gesê, dat selle tou, selle spanning. Onthou julle dit? Ek het dit gesê, né? Selle tou, selle spanning. So, ek gaan gou terug gaan na my prentjie toe. Hierdie is een toutjie wat A en B met mekaar connect. Okay? So daai spanning en daai spanning is dieselfde spanning. So as hierdie ene 10 is, dan is hierdie ene 10. Die een is net regs en die ene is links. Is julle met my? Selfe toutjie, selfe spanning. Maak jy notas soos wat ek praat. As jy dit nie geweet het nie, dan moet jy dit nou neerskryf, dat jy dit weet. Selfe toutjie, selfe spanning. Okay. So wat beteken dit? Hierdie spanning en hierdie spanning is dieselfde grootte. Die een hierso is positief, so jy kan sien, en die ander een hierso is negatief. So hulle is reeds in dieselfde in die teenoorgestelde rigtings ingevul. Okay? So in plaas van 'n onbekende T hierso hê, kan ek daai T net daar gaan invul. Okay, want T het ek hier is gelyk aan wrywingskoëffisiënt maal normaalkrag. Okay, goed. So hierdie T was nou gelyk aan by ons was hier by voorwerp A. Okay, so die statiese wrywing van A is die wrywingskoëffisiënt van A maal die normaalkrag van A. En hierso is ek besig met voorwerp B. So die wrywingskoëffisiënt van B maal die normaalkrag van B. Okay, so ek gaan nou daar gaan invul. Want hierdie T en hierdie T is dieselfde T's. Okay. Ek sal nou weer die vraag recap. So ek het 50 minus daai van A minus daai van B
normaalkrag van B is gelyk aan 0. Okay. Dan kyk ons gou na die prentjie hierso. Ek gaan nou terug aan sien toe. Hierso is 'n normaalkrag van A is gelyk aan die gravitasiekrag van A. Hoekom? Dis nie altyd so nie. In hierdie geval is dit so. Hoekom? Want A beweeg nie op of af nie. So hierdie en hierdie een moet gelyk wees aan mekaar. Hierdie een se normaalkrag is gelyk aan hierdie een se normaalkrag. Hoekom? Gravitasiekrag. Hoekom? Dit beweeg nie op of af nie. Is die enigste twee kragte, so hulle twee moet gelyk wees aan mekaar. Okay? Elke vraagsin gaan anders wees. So moenie net aanneem dit is gelyk aan mekaar nie. Okay, so hierso kan ek nog gaan invul. 50 is die wrywingskoëffisiënt en hierdie gaan nou wees 5 maal met 9,8 minus die wrywingskoëffisiënt en hierdie is 10 maal met 9,8 is gelyk aan 0. Want ek het nou net gesê, hierdie een se normaalkrag is gelyk aan sy gravitasiekrag en hierdie een se normaalkrag is gelyk aan sy gravitasiekrag. Hoe bereken ons nou weer gravitasiekrag? Massa maal met 9,8. Massa maal met 9,8. Ek en jy gaan dit nie met dieselfde antwoord kom, maar in die eksamen gaan jy 0 kry vir jou vraag. Skryf jy die regte metode neer. Dis nie my reëls nie. Okay. Nou wag ek vir 'n vraag, maar ek kom nie want ek dink julle is overwhelmed. So ek sal die vraag vra. Juffrou, waar het hierdie voetnotas A en B heen verdwyn? En nou het julle in hoofletters geskryf het daar dieselfde materiaal. Toe het ek nou al 2 keer gesê in hierdie les, omdat hulle van dieselfde materiaal gemaak is hulle wrywingskoëffisiënte dieselfde. So die wrywingskoëffisiënt van A is gelyk aan die wrywingskoëffisiënt van B. Hoekom? Want hulle is van dieselfde materiaal gemaak. Jy moet konstant besig wees om sulke notaatjies vir jouself te skryf. Konstant. Soos wat ek tips gee. Onthou hierdie, onthou daai. Dis Okay. Ja. Ek het nie gesê versnelling is 9,8 nie. Ek het gesê die gravitasiekrag, die gewig is die massa maal met 9,8. Jy met my? Okay. So hier het ons 'n gemeenskaplike faktor. Sjoe, hoe vinnig is julle wiskunde op hierdie stadium? Nee, ek sê nie julle is overwhelmed. Okay, so 50 is gelyk aan wrywingskoëffisiënt. Ek dink dit is 49. Is dit? Ja. Okay, so wat het ek gedoen? Ek het hierdie twee goed wat negatief is regs gevat, nee, om positief te maak. So is regs gevat en toe het ek die wrywingskoëffisiënt as 'n gemeenskaplike faktor uitgehaal. Ek het hierdie twee gemaal met mekaar plus hierdie twee wat gemaal is met mekaar. Ja? So daai regs gevat. Hoekom? Want hulle is negatief. Ja? Wrywingskoëffisiënt uitgehaal as 'n gemeenskaplike faktor. Daai twee maal met mekaar is hierdie, daai twee maal met mekaar is hierdie. Okay? En dan kry ons die wrywingskoëffisiënt, want dan gaan jy mos nou deel 50 gedeel deur daai besigheid. Nou, 0,34, soos wat die memo sê, geen eenheid. Okay, so ek gaan gou weer van voor af gaan. Juffrou, dis 'n ongelooflike som vir 3 punte. Hierdie was te veel werk vir 3 punte. Hierdie vraag moes eintlik 5 punte getel het. Okay. Goed, so, kom ons kyk. Hulle vra vir jou vir die wrywingskoëffisiënt. Ek sê toe vir myself, daar is die wrywingskoëffisiënt se formule. Okay? Goed, waar is daar wrywing? Daar's by A wrywing, daar's by B wrywing. Kom ek kies 'n voorwerp. Ek sê kom ek kies A.
Okay? Daar kies ek toe vir A, begin met my sommetjie, ek vul toe in wat se kragte moet ek plus en minus van mekaar, nadat ek nou 'n rigting gekies het. Hy's in ewewig, so die versnelling is 0, is gelyk aan 0. En toe gaan sê ek reg, dan is hulle twee nou gelyk aan mekaar, en toe begin ek bietjie vasstak. So ek sê, okay, daar is die wrywingskoëffisiënt, maar ek het nie daai ding nie, ek het nie daai ding nie. Okay, kom ons stop vir 'n oomblik. Toe gaan kyk ek na B. Selfde patroontjie, begin met die formule, kies 'n rigting as positief. Hierdie rigtings moet altyd dieselfde wees, hoor. Dan vul my 0 in, vul al my kragte in, begin waardes in te vul, haak 'n bietjie vas. En toe sien ek, luister, hier het ek 'n T, is gelyk aan wat. Hier is 'n T. Selfde toutjie, selfde spanning. So ek kan hierdie wat gelyk is aan T, in T se plek gaan invul. En dis toe wat ek daar gedoen het. Okay? En toe begin ek my waardes invul vir normaalkrag vir A, normaalkrag vir B ingevul, wrywingskoëffisiënt uitgehaal en toe kry ek my sommetjie. Ja. Juffrou, hoekom kom ons nie by toe juffrou nou A se sommetjie gedoen het? Hoekom kon ons nie die normaalkrag uitwerk met sy gewig na gravitasie? Ek het tegnies dit hierso gedoen. Maar kom ons dit doen sonder om daai groot som te doen? O nee, want dan sou ons dit apart beskryf. Ja, jy sê dan so Ek het dit gedoen by A juffrou. Daar ons het nou nie vir T nie, maar kon ons nie net daar die normaalkrag sê die massa maal gravitasie versnelling en dit net so doen. So kon jy dadelik gesê 5 maal met 9,8 daar. Maar dan sit jy nog steeds met twee onbekendes. Jy sit met T en jy sit met die wrywingskoëffisiënt. Okay. Goed, nou graad 11. Hierdie wat ons hierso gedoen het, gaan jy nou omtrent doen in elke liewe eksamen. Okay? Gaan jy twee vergelykings kry wat jy aan mekaar moet gelykstel of in mekaar moet stel. Elke liewe eksamen. Okay? Nie juffrou Mark se reëls nie. As ek sou, kon ek dit ook in een ding beskou het, baie vinniger, baie makliker, minder moeite, maar as jy wil volpunte kry einde van graad 11, einde van graad 12, moet jy dit doen, soos wat die eksaminators dit wil hê. Okay, maar ons gaan dit oor nog oefen, so moet nog nie nou huil nie. Het jy my gevolg terwyl ek dit nou verduidelik het? Het jy notaatjies gemaak? Okay, goed. So, ek het net gesê tot en met 3.3, né? So, die res gaan ons nog doen 'n bietjie later. Dan het ek gesê op die volgende bladsy ook nommer 3. Okay. Nou die volgende bladsy se nommer 3 is eintlik baie maklik. Baie maklik. As jy jou prentjies gaan teken het en jou vektordiagramme geteken het en gehighlight het. Kom ons kyk. Vraag 3, bladsy 22. 'n blokkie is in 'n rus op 'n horisontale tafel. Die blok P is in die muur gebind met 'n tou, 'n ligte onelastiese tou. Hoekom sê hulle dit? Want dan hoef jy nie sy massa in ag te neem nie en sy spanning is konstant regdeur. En hy's geknoop by S en dan is hy horisontaal daar en hy's gebind aan die muur en daar's 'n maksimum statiese wrywingskrag van daai wat hom in 'n rus hou en knoop S is in ewewig. Sharp, baie woorde. Ek gaan teken vir my prentjie dat ek dit kan inneem wat in hierdie hele wye wêreld sê die mense vir my. Okay, so jy gaan teken jou prentjie. Jy vat hierdie paar minute wat dit vir jou vat om die prentjie te teken, want juffrou Marx het gesê jy moet en juffrou Marx is die slimste en juffrou Marx is altyd reg. En jy luister nou wat sy sê. Okay. Dit is obviously sarkasties want ek is nie altyd reg nie en ek maak foute en ek is nie die slimste nie, maar ek het dit ook nou al vir 'n paar jaar gedoen, so ek weet wat ek sê. Okay, goed. Nou is jy hierso. Nou het juffrou Marx gesê met jy kragtediagramme gaan teken. Okay. Of vrye liggaamsdiagramme. Definitief het Q 1, hè? Gravitasiekrag na die middelpunt van die aarde. Normaalkrag loop reg op die oppervlakte. Dan is daar 'n tou 1 en dan is daar statiese wrywing in daai rigting. Yes? Okay. Nou wat moet ek? Moet ek nou op P die dingetjie teken of op S die dingetjie teken? Kan jy sien dat S het 'n paar goed wat hier aangaan? Ja? So hy is dan meer belangrik as P want P het net die op en die af
En P se op en die af gaan niks te doen hê met Q nie. So ek wil kyk waar ek 'n lyntjie kan deurtrek wat alles half gelink is met mekaar op 'n manier. Okay? So my volgende kragtediagram, hierdie is nou op Q, hierdie ene gaan ek teken op S. Okay? So S het gravitasiekrag na die middelpunt van die aarde en dan het jy spanning T daar en jy het spanning T1 daar. Okay? Maar, laat ek net geklap praat, maar jy is spesiaal en slim en besonders en jy sien verder as wat jou neus lank is. En jy sien dat hierdie een, so goed is nie alles, loodreg met mekaar nie. So ek gaan nou daar inzoom, sê reg. Hier het ek 'n X-komponent en ek het 'n Y-komponent. Is julle met my? Nou is hulle mooi. Loodreg met mekaar. So nou gaan ek highlight. Hierdie en daai en daai en daai kan ek dieselfde kleur highlight. Hoekom? Want selfe toutjie, selfe spanning. Selfe toutjie, selfe spanning. Selfe kleur. Okay? En dan het ek, waar is my letters? Hierdie twee en dan het ek daai ene en daai ene. O, jene, daar lyk dieselfde kleur by julle. Daai ene en daai ene. Julle kan hom nie sien nie. Daai ene en daai ene. Daai ene en daai ene. Beter? Okay. Ja, Rico? Dit is eintlik so P. Ek noem hom net nie T nie, want ons klaar 2 T's. Jy kan sê T3. Mooi. Okay, goed. Nou het ek alles beskou baie mooi, baie mooi, baie mooi. Nou kan jy hom 'n bietjie verder beskou ook. Ek weet nie of julle het nie, maar hulle sê vir jou duidelik. Knoop S is in ewewig. Die blokkie Q is in rus. Wat beteken dit? Beteken die netto resulterende krag wat op die voorwerp inwerk, ek gaan nou weer wees Nadia, is 0. So as ek kyk na hierdie blokkie Q, dan beteken dit dat hierdie twee kragte moet gelyk wees aan mekaar. Okay, hoekom? Want hy's in rus en hulle is die enigste twee kragte. So hierdie twee moet gelyk wees aan mekaar. En hierdie twee moet gelyk wees aan mekaar, want die blokkie gaan nêrens heen nie, so die kragte moet mekaar uitkanselleer. Dan gaan ek oor na hierdie blokkie toe. Selfe tou, selfe spanning. So hierdie ene en hierdie ene moet ewe groot wees. Hoekom? Selfe tou, selfe spanning. So hulle twee moet gelyk wees aan mekaar. En hierdie knoop S is in ewewig. Wat beteken hy beweeg nie? Wat beteken sy horisontale kragte moet uitkanselleer en sy vertikale kragte moet uitkanselleer. So dit beteken hierdie is ook gelyk aan mekaar en dan die horisontaal van hom moet gelyk wees aan mekaar. Ja. Juffrou, hoekom verskil kiese op en af en S se op en af? Jy kan vir wie vra? Want hy is weer word opgelig. Wag, nee, maar ek sien nou julle seker, sorry. Jy kan vir Neil vra? Nee, dit is twee verskillende voorwerpe en hulle kan nie beskou word as dieselfde ding. Verstaan jy? Okay. So hierdie ene as jy hom oplig, gaan hierdie nie noodwendig oplig nie. Tot op 'n sekere punt dan sal hy opgelig word. Maar ons jy weet nie. Is jy met my? Okay. Goed. Dan 3.1. Vra hulle vir jou. Beskryf wat 'n statiese wrywingskrag is. Jy het al vrae gevra ergens. Ja, maar Kruiten het verkeerd geantwoord. Kruiten? Die krag en werking van beweging staan vir 'n relatief oppervlakkige eenheid. Het jy hom so? Okay. 3.2. Beskryf wat normaalkrag is, Nadia. Krag of komponent van 'n krag wat 'n oppervlak op 'n voorwerp wat daarmee in kontak is en wat loodreg op die oppervlakte is. Julle het hom? Okay. Nou dames en here, daar is 'n level 1 tipe vraag. Dit is 4 uit die 15 punte van daai vraag. Is level 1. Wat 'n persentasie is dit? Jessica? 4 uit 15?
Hoeveel persent is dit? Wat is 5 uit 15? 33,3333%. So 4 uit 15 is 30%. 30% van jou vraestel is altyd level 1 tipe vrae, definisies, stel, wat verstaan jy onder, wat. Jy moet jou definisies ken. Ons het rede hoekom ek julle spoedtoetse laat skryf en jy het eintlik uitskryfwerk gehad. Vir definisies? Ja? Die wat ek wil dit nog check. Alright. Okay, 3.3 sê hulle vir jou. Teken 'n vrye kragte diagram vir 'n liggaamsdiagram met byskrifte om al die kragte aan te toon wat op key inwerk. Die lengte van jou pile moet die vergelykende groottes van die kragte korrek voorstel en daarom tel hy 7 punte. Okay? So gewoonlik sal hierdie vraag net 4 punte tel. Maar omdat hulle wil hê jy moet wys hoe lank hulle is, tel hulle nou 7 punte. Okay. So ons het dit al basically gedoen. Daai en hulle moet almal min of meer ewe lank wees. Okay? So ons het normaalkrag, ons het gravitasiekrag, ons het spanning 1 en ons het staties. En nou wil ek hê jy moet vir my byskryf daarbo maksimum. Jy moet daarbo skryf maksimum. Okay, want jy kry mos verskillende grootte statiese wrywing. Alright, so daar is jou 7 punte. Soos ek voel, dit is belaglik baie punte vir so maklike werk. Nou vra hulle vir jou. Skryf, sê jy? So ons moes letterlik nie daai prentjie. Nee, daai prentjie. 7 punte. 7 punte. My Okay, 3.4. Skryf die grootte, nie bereken die grootte nie niks. Skryf die grootte van die horisontale komponent van die krag neer wat tou 2 op knoop S uitoefen. Kan ek sien wie het geskryf 171,5? Baie mooi julle. Okay, want jy moes gesien het soos wat ek bo gewys het. Hierdie een is so groot soos hierdie een, hoekom? Want dit is in ewewig en die enigste 2 kragte wat op inwerk is daai 2, so hulle moet ewe groot wees en daar is dieselfde tou, dieselfde krag. So hy is 171,5 en hy moet 171,5 wees, so maar dieselfde grootte dieselfde krag. Bla. Okay? So 1 punt vir daai. So jy het die spanning 2 se X komponent is 171,5 Newton. Nee, jy hoef net te skryf 171,5 Newton. Sonder Newton. 3.5. Bereken, dis is som doen. Bereken die grootte van die vertikale komponent van die krag wat tou 2 op knoop S uitoefen indien die touhoek van soveel grade met die horisontaal maak. Okay. So ek gaan net gou daai driehoekie gaan oorteken. So daar het ons tou 2. Hier het ons die X komponent. Hier het ons die y-komponent en hierdie hoekie is 34,98 grade. En ons het nou net gaan uitfigure, hierdie is 171,5. Okay? Nou dames en here, dis hier waar hulle met jou fout gaan werk. So hier, as jy nie die antwoord gesien het nie, gaan skryf enige nonsens neer. Gaan skryf neer 5, 100. Nou net nie 0 nie. 1000. 1. Okay? Want van hier tot hier werk ons met jou fout. Hulle skryf eintlik CA. Vir met jou fout werk. Dan gaan jy obviously hierso nog 0 kry, maar die volgende vraag gaan jy volpunte kry. Okay, goed. So, daar is my driehoekie. Wat was die vraag gewees? Hulle vra vir hierdie vertikale komponent. Okay? So in hierdie driehoekie weet ek daar's 90 grade. Ek weet wat daai hoekie is, so en ek weet wat die horisontaal daar is, so ek kan y gaan uitwerk, né? Nee? Hoe kan ek y gaan uitwerk, Lenay? Het jy die grootte van tou T? Nee. Wat moet jy gebruik? Tan. So die tan van 34,98 gaan wees y oor 171,5. So jy kry y om te wees 171,5 tan 34,98 en kort nie as jy op het. 119,996, jy moet afrond. Nee, wag, 120 Newton. Juffrou Michael, is dis 'n
Sê weer? Ek dink dit is 'n sin om te dan. Dis sin om te tan. Nee. Jy's hier by heeltemal ander ene. Dis as jy op 'n skynsvlak is. En jy wil graag weet wat is die parallelle komponent. Daai parallel lyk soos 'n tan dingetjie. Sê daai om daai parallelle komponent uit te werk is sin. Nee, want dit is nie op 'n skynsvlak nie. Okay, wag, sorry, voordat jy wegloop. 3.6. Okay, en ek wil iets sê. Skryf die grootte van die gewig van die blokkie neer. Wel, ons het gesien dat daaiene en daaiene moet ewe groot wees. Moet nog nie wegpak nie. So daaiene is 120, so daaiene moet 120 wees. Okay, so wag, graad 11 sit so. Ek wil iets sê. Kan julle sien hoe crucial dit is om 'n diagram te kry om te gaan haal en om jou tyd te vat om dit te beskat. Kyk, wat gee hulle my? Wat is hierdie? Wat is daai? Crucial. Kyk net so crucial die vorige hoofstuk is. Kan dit tore opbreek en weet wat is ewewig en. Okay? Dan nommer 2. Ek weet julle moet dus bietjie nou julle want dit is 'n moeilike vraag. Ek het julle Vrydag gewaarsku en dan gesê. Okay? Ek het nie gejok. En ek het julle gesê begin van jou wetenskap is 'n pas. Ek gee julle die basiese boublokkies, maar dan moet jy self die pas aan mekaar kan sit. So jy moet sukkel. Dis hoekom jy moet jou huiswerk self doen. Jy kan nie afskryf nie. Jy kan nie dit ooplos nie. Ek wil gaan hê sukkel. As hierdie boek van jou vol gesukkel is, koop ek vir jou 'n nuwe boek. Okay? Maar moenie net jy spaar bladsye en jy weet jy sien hoe krap jy doen. Probeer weer, krap doen, probeer weer. Dit is waar jy slimmer word. Sien my?